Geliefdes, goeiemôre. Dit is heerlik om vanoggend saam met julle hier te kan wees, om iets van die Here te kom hoor en te ervaar en beweeg te word deur sy Gees. Geliefdes, hulle sê mos daar is 'n verskil tussen 'n toerist en 'n reisiger. 'n Toerist is iemand wat na 'n plek toe gaan om te gaan sien wat daar is om te sien. Sodat hulle meestal kan sê, maar ek het dit gesien. 'n Toerist is iemand wat na die moet sien plekke toe gaan, wat voor die tyd meestal 'n baie groot uitgewerkte plan het, 'n program het, en hulle volg hierdie program. Nou mag nie verrassings wees nie. Dis 'n toerist. 'n Reisiger aan die ander kant is iemand wat bietjie dieper wil ervaar, wil verstaan, meer verstaan van die kultuur en die konteks wat daar is. Dis iemand wat meer belangstel in die lewe van 'n plek, eerder as om te sien wat daar is om te sien. Hulle wil die kultuur beleef, die geskiedenis beleef, die mense beleef. Dis meestal mense, reisigers, wat oop is vir 'n verrassing of twee langs die pad. 'n Toerist is iemand wat meeste van die tyd buitekant staan. Hulle bekyk 'n plek, maar van ver af. 'n Reisiger probeer die teenoorgestelde doen. 'n Reisiger probeer inkom. Hulle wil ervaar wat daar is om te verstaan, hulle wil verstaan, al is dit net vir daai klein rukkie. 'n Toerist se skedule is baie keer vol, vinnig, met 'n stywe tempo, waar 'n reisiger sal stadiger loop om dieper te ervaar en 'n plek eerder wil leer ken as om net te ervaar, te sien. 'n Toerist soek gemak en bekende strukture, bekende dinge, selfs in die onbekende. 'n Reisiger is anders. Hulle is oop om verras te word, oop om bietjie uit hulle gemaksone uitgeruk te word. Nou in lydenstyd word ons baie keer herinner aan die feit dat ons op 'n pad is. Lydenstyd is 'n pad. Die lydingsweg op pad na die kruis. Dis 'n tog. En ons het al in lydenstyd baie keer vir mekaar gesê, dis juis ons wat probeer om in hierdie tyd op pad te wees saam met die Here, op weg te wees saam met die Here, veral na die kruis toe. En ons sê vir mekaar, en ons sê, ek sê dit vanoggend weer, dit gaan oor om iets te ervaar in hierdie lydenstyd wat jy dalk nog nooit ervaar het nie, of weer opnuut te kom ervaar. Dis waar die lydensweg gaan. Wat jy kan ervaar as jy jouself toelaat. Die kruis maak dat ons almal verskillende dinge kan kom ervaar. En dit bring ons by 'n derde tipe reisiger, 'n pelgrim. 'n Pelgrim is nou nog iets anders. Waar 'n toerist reis om te sien en 'n reisiger reis om te ontdek, reis 'n pelgrim om geestelik te groei. Die uiterlike reis van 'n pelgrim is iets wat baie keer te voet gebeur. Dis baie keer 'n pad wat gestap word, 'n ver pad wat gestap word. Maar nog baie belangriker as die uiterlike pad wat gestap word, is dit wat hier binne in 'n pelgrim gebeur wat belangrik is. Vir hom gaan dit oor die innerlike reis van ontdekking en groei. En daarom is die tog wat 'n pelgrim soms onderneem, 'n baie sterk innerlike reis, 'n geestelike reis. Een waar groei nader aan die Here die ideaal is. Dis soms 'n moeiliker pad, dis 'n stiller pad, en ontmoetings langs die pad is alles deel van hierdie doel, om te groei nader aan die Here. Ek sê weer, 'n toerist soek 'n bestemming, 'n reisiger soek 'n ervaring, maar 'n pelgrim soek die Here. Vanoggend gaan ons twee gedeeltes saam lees, wat gaan oor 'n pelgrim. Dit gaan albei oor verskillende mense wat gekies het om 'n pad te loop, en om verskillende redes het hulle op daai pad pelgrims geword. Die eerste gedeelte wat ons gaan saam lees is Lukas 22 en dan gaan ons ook Psalm 84 saam lees, as jy dit wil oopmaak. Psalm 84 en Lukas 22, ons gaan eers die Lukas gedeelte lees. Ag, julle hoef nie met hom uit te gaan nie, dit pla nie vir ons nie, as julle wil, kan julle, hoor. Ok, maak sit die mikrofoon aan, die luidspreker aan daar agter, dan hoor julle daarom. Lukas 22.
En hulle het hom gevange geneem en weggelei en na die huis van die hoëpriester gebring. En Petrus het op 'n afstand gevolg. En toe hulle 'n vuur in die middel van die voortuin aansteek en saam gaan sit het Petrus tussen hulle gaan sit. En 'n sekere diensmeisie het hom by die vuur sien sit en ingestaar en gesê, hierdie man was ook saam met hom. Maar hy het hom verloon en gesê, vrou, ek ken hom nie. En kort daarna het 'n ander hom gesien en gesê, jy is ook een van hulle, maar Petrus antwoord, man, ek is nie. En omtrent 'n uur later het 'n ander een het bevestig en gesê, waarlik, hierdie man was ook saam met hom, want hy is 'n Galileër. Maar Petrus antwoord, man, ek weet nie wat jy sê nie. En op daardie oomblik, terwyl hy nog praat, het die haan gekraai. En die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. En toe onthou Petrus die woorde van die Here, dat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het uitgegaan en bitterlik geween. Dan lees ons sommer saam Psalm 84 ook. Hierdie is die 53 vertaling. Geluksalig, welgeluksalig is die mens, wie se sterkte in U is, en wie se hart die gebaande weë is. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Die 83 vertaling sê, dit gaan goed met die mens, wat hulle krag in U vind, en graag na U tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop, wanneer hulle deur dorre laagte trek, en die vroeë reën sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag, voordat hulle voor God in Sion verskyn. Kom ons begin by hierdie psalm wat ons pas klaar gelees het. Dis 'n psalm wat gesing word deur mense wat op reis is na Jerusalem. Dit gaan oor mense wat regmaak om die pelgrimstog na Jerusalem te onderneem, want wat is daar in Jerusalem? Die tempel. Soos u weet, is dit 'n gebruik vir baie mense in baie gelowe om 'n pelgrimstog na Jerusalem te onderneem. Baie mense nou wil dit ten minste een keer in hulle lewe doen, en ons mense wat dit meer gereeld gedoen het, veral in die Bybelse tyd. Hulle wil Jerusalem toe gaan, nie sommer maar net om Jerusalem toe te gaan nie. Die tempel is daar, die allerheiligste ruimte wag daar. Hulle wil gaan om, met ander woorde, iets van die Here te gaan ontdek. Hulle wil die Here gaan ervaar, gaan sien, gaan hoor. En hierdie psalm se woorde word gebid, dit word gesing, dit word in die pelgrims se siele ingewerk op hulle pad terwyl hulle nou Jerusalem toe stap. Ek sê weer, 'n persoon wat hierdie pelgrimstog onderneem, is iemand wat op soek is na iets. Dis iemand wat op soek is na resultate. Dit is iemand wat hopelik weer in aanraking gaan kom met die diepste begeertes van sy hart. En die diepste begeertes van sy hart is die Here. 'n Pelgrim wil weer by die kern van sy wese uitkom. Dit gaan nie oor 'n begeerte na voorsiening nie, dit gaan nie oor 'n begeerte van sekuriteit nie, of uitkoms nie, nee. Hy gaan om die Here te ervaar. Hy het 'n begeerte na God. Nou die 2020 vertaling, vertaal dit nogals interessant. Hy sê, gelukkig is mense wie se krag in U lê, die pelgrimstogte leef in hulle gedagtes. Trek hulle deur die Baka-vallei, die droë vallei, praat die vorige 2 vertalings van, maar hulle praat van die Baka-vallei, die 2020 vertaling. Trek hulle deur die Baka-vallei, maak hulle daarvan 'n landskap ryk aan fonteine. Die vroeë reën maak dit selfs vol waterpoele. Hulle gaan van krag tot krag, elkeen verskyn voor God in Sion. Woorde wat gesing word in voorbereiding. 'n Gebed wat hulle so baie sê dat dit, ek stel my voor hoe dit hier aan hulle ribbes kom klop, want hulle ken die woorde, dis wat hulle wil gaan doen, dis wat hulle wil gaan ervaar. My siel verlang na die Here, ek smag na die Here, en daarom pak ek hierdie hele tog aan. Hulle sou dit sing en elke woord ken, en elke keer as hulle 'n tree vat en hierdie woorde sing op hierdie tog, dan onthou hulle, ek wil net gaan om by die Here te wees. Ek wil gaan om by die Here te wees. Dit is die hele reis se doel. En uiteindelik kan hulle staan in die tempel en die Here se teenwoordigheid ervaar.
Nou hierdie reis het soos meeste reise verskillende stoppe. Selfs hierdie spesifieke pelgrimstog van Psalm 84. Die 2020 vertaling praat van selfs 'n vallei van droogte, Baka. Baka wat beteken om te ween, om te huil. Die vallei van trane, kan mens dit amper vertaal. Op pad van hierdie pelgrimstog gaan hulle deur Baka gaan. Hulle gaan deur 'n plek van droogte gaan. Hulle weet, hulle gaan deur 'n moeilike stuk pad gaan. Nou daar's nie heeltemal konsensus nie. Party mense sê dat daar's definitief 'n Baka, daar is so 'n plek ergens op pad na Jerusalem toe. Ander mense sê weer nee, dis net 'n metafoor. Maar meeste mense wat hierdie pelgrimstog onderneem, weet, daar gaan oomblikke van trane wees. Daar gaan oomblikke van moeilik wees. Daar gaan oomblikke wees wat onbekend is aan die pelgrim en hulle nie gaan weet wat om te doen of wat om te ervaar nie en hulle gaan hartseer wees, dis onverwendbaar. Dis onvermydelik, dit is vir hulle 'n gegewe. Want hulle weet, enige pelgrim soek self soms na Baka. Pelgrims soek na tye waar hulle hartseer kan word en pyn en seer kan ervaar. Want dit in daai oomblikke is waar die Here so baie keer ontdek word, ontmoet word, gesien word. Selfs voor jy in Jerusalem aankom. Dis juis in die moeilike tye, in die moeilike plekke, waar daar 'n ontmoeting met God vir 'n pelgrim gebeur. En daarom is die belangrikste punt van die vers nie die plek op sigself waarin hulle gaan nie, maar dit wat gebeur in die plek waar jy is. Psalm 84 vers 6 beskryf hoe pelgrims deur droë en moeilike valleie gaan, maar hoe dit 'n plek van fonteine word. Dit is 'n teologiese plek van transformasie, waar hierdie moeilike vallei, hierdie droë vallei, hierdie plek van trane, ewe skielik 'n plek van seën word in die pelgrimse tog. Die reën van seën simboliseer God se voorsiening vir die wat op pad is saam met hom, op pad is na hom toe. Die vreugde om in God se teenwoordigheid te kom, dit is waarin gelowiges krag kry vir die reis. En daarom is 'n Baka vallei vanoggend vir ons ook 'n illustrasie van pelgrims wat deur moeilike plekke moet loop. Maar vertroue in die Here maak die reis moontlik. Nou om op 'n lydingsweg te stap, kan vir elkeen van ons uitloop op dieselfde. As ons die lydingsweg aanpas, nie as 'n reisiger nie as 'n toerist nie, maar as 'n pelgrim. Iemand wat doelbewus 'n paar dinge doen, 'n paar vrae vra, 'n paar dinge lees, 'n paar liedere sing, na stories luister, wat jou selfs vat na donker dieptes toe. Alles omdat dit gedoen word met die idee dat ek nader aan God wil kom. Al hierdie goed word gedoen met die hoop dat ek die Here sal vind. Nou kom ons praat net vir 'n oomblik oor Petrus. Jare later, as Jesus sy tyd op aarde deurbring, dan is hy ook 'n kragtige simbool van 'n pelgrim, iemand wat op pad is, ook fisies op pad is na Jerusalem toe. Maar die keer is dit nie net om die teenwoordigheid van God in die tempel te gaan ervaar nie, maar om die tempel se mure en stene af te breek, sodat God se teenwoordigheid nie meer vasgevang is in een plek nie, maar nou in 'n mens. Jesus moet nou self sy eie pelgrimstog onderneem om dit te gaan doen, om deur die valleie van die lewe te gaan, die droë valleie van swaar en seer, om ergens heeltemal nuut uit te kom. En in die Lukas verhaal verwys Jesus dan na 'n pelgrimstog van hom wat mense saam met hom neem op hierdie pad. Mense wat saam met hom op sy pelgrimstog is en dan op hulle eie pelgrimstogte is. Sommiges het dalk die pad begin as 'n toerist, sommiges het dit begin as 'n reisiger, maar elkeen van hulle word ergens op die pad 'n pelgrim. Elkeen van hulle word ook iemand wat deur die vallei van Baka gaan loop.
En in die Lukas gedeelte wat ons gelees het, sien ons van nog iemand wat deur 'n absolute vallei van droogte gegaan het. Sy eie vallei van droogte, 'n laagtepunt gegaan het. Die aand toe een van die vissermanne, een van die disippels, 3 keer ontken dat hy vir Jesus ken. 3 keer sê, ek ken daai man nie. Bereik hy 'n absolute laagtepunt in sy reis. 3 keer sê hy, nee, ek weet nie van wie julle praat nie. En dan los die Here vir hom daar? Natuurlik nie. Soos ek gesê het, hy is nie net 'n visserman nie, hy is ook 'n disipel. En hy is nie net 'n disipel nie, hy is ook 'n pelgrim, iemand wat beweeg. Wat na die allerheiligste ruimte toe beweeg. Wat na die goue oomblik toe beweeg, wat na 'n oomblik saam met die Here beweeg. En toe hy daar gevra word op daai pad, maar ken jy vir Jesus, sê hy 3 keer, ek ken hom nie. En wat is Jesus se reaksie daarop? Ons het laasweek hieroor gepraat, is sy antwoord verwyd en oordeel? Nee, glad nie. Maar iets gebeur met Petrus in daai oomblik, want sy hart word aangeraak. En sy reaksie op hierdie oomblik saam met die Here sien ons in sy optrede. Na sy 3de ontkenning het hy buitentoe gegaan, weggehardloop en bitterlik gehuil. Sy laagtepunt, rock bottom, word bereik. Sy siel word aangeraak. Wat hier gebeur is wat ons sien in Psalm 84. Dis 'n simbool van droogte en laagte. Sy oomblik van ween en seer en huil. En dit word sy fontein. Daai oomblikke van trane en seer, dis nie die einde van sy storie nie. Dis 'n plek van geboorte van iets nuuts. Sy gebrokenheid beteken iets nuuts. Sy trane gee nuwe lewe. Geliefdes, dit is die misterie van genade. Dat dit wat ons dink ons kan vernietig, uiteindelik die plek is waar God se genade nuwe lewe kom moontlik maak. Soos fonteine, strome, nuwe water, nuwe lewe moontlik maak. So maak die Here se genade met ons. Geliefdes, wat ons vanoggend saam gelees het, is 'n teken van God wat ons ook kom aanraak. Waar God die innerlike landskappe van ons elkeen se siel kan kom raak, en in dit wag daar vir ons elkeen ook iets. Daar wag nie verwyte nie, daar wag nie oordeel nie, maar daar wag hierdie geleentheid vir jou om jouself te kom volmaak, nie met jou eie krag nie, maar met die teenwoordigheid van die Here. Alle pelgrims het nodig om krag te gebruik. Maar wanneer ons nie ons eie krag gebruik nie, dan gebeur iets anders, dan gebeur iets heilig. Ons word heeltyd nog uitgenooi om pelgrims te wees, om op hierdie lydingsweg te loop. Ons word uitgenooi om nie toeriste te wees wat op die kantlyn staan nie. Ons word uitgenooi mense net te wees wat te sien wat hier afspeel op pad na die kruis toe nie. Ons word nie eens uitgenooi om reisiger te wees wat vir 'n oomblik in tyd die kruis ervaar nie. Ons word uitgenooi om pelgrims te wees wat beweeg, wat die reis onderneem. Wat sê, ek weet nie wat gaan in die valleie gebeur nie. Ek weet nie wat se valleie daar vir my wag nie. Daar's dalk angstige donker valleie, maar ek weet die Here kan daai oomblikke vat en dit oopbreek en iets in my verander. Ek weet daar mag dalk 'n Baka vallei op pad wees na die kruis toe. 'n Vallei van onrus en trane en ontevredenheid. Ons weet, baie keer as ons pelgrimsreise deurgaan, ervaar ons Baka. Ons weet dit. En in die lydingstyd word ons aangemoedig om dit juist te gaan soek. Want maak nie saak wat ons hier binne in onsself bevind nie, ons weet die Here wag vir ons daar. Ons weet in plekke van onrus en ontevredenheid wag die Here vir ons. Ons kan maklik by dit verby hardloop, of ons kan gaan sit en dit ontleed. Wat is daar in my wat spanning ervaar? Wat is daar in my wat spanning beleef? David Benner sê daar is 3 bronne van innerlike spanning vir meeste mense.
Dis dinge wat jy wil hê, maar nie het nie. Dinge wat ander van ons dink, wat ons nie wil hê nie. En dinge wat ons graag wil doen, maar eenvoudig nie kan nie. As ons gelukkig is met ons spanning, lê dit baie keer, as ons ongelukkig is met ons spanning, met dit wat in ons aangaan, lê dit baie keer by een van hierdie 3 goed. Wat ek nie het nie, wat ander mense van my dink en waarvan ek nie hou nie, en wat ek kan doen en nie kan doen nie. Hierdie goed druk baie keer hier in ons binneste. Ons wil hê, ons kan dit amper nie help nie. Ons wil aanvaar word. Dis hier in ons diepste binneste gewortel. Ons wil beheer hê. Ons wil die calls van ons eie lewe maak. As ons deur 'n pelgrimstog gaan, dan kan ons vir onsself vra, maar hoe hard praat hierdie aspekte in my lewe met my? En dan kan ons 'n paar dinge besef. Dan kan ons besef, ek kan nie my eie lewe skep of red nie. Petrus is 'n wonderlike voorbeeld van iemand wat ongeag dit wat in sy lewe gebeur het, ongeag wie daar ingekom het en aanspraak gemaak het, besluit het om die eie calls van sy lewe te maak, en toe hy verkeerd gekies het, al die kere verkeerd gekies het, besef het wat hy gedoen het, en in sy vallei van Baka ingegaan het, en bitterlik gaan huil het. 'n teken van leeg word het daar gebeur. Maar 'n teken van leeg word is nie 'n teken van gebrek nie. Dis 'n teken van ruimte maak vir die Here. In oomblikke waar ons leeg word en sê, maar hier het ek so droog gemaak, hier is ek nou op die verkeerde pad, hier is hierdie 3 spannings besig om my lewe te oorheers, hier is besig om ander goed en ander insprake en ander stemme besig om my lewe te oorheers, en daai leeg word, sê ons vir onsself, maar nou kan die Here inkom en iets met ons kom doen. Wanneer ons besluit, maar ek gaan die greep op my lewe net 'n bietjie verslap. Ek wil net bietjie laat gaan. Ek wil net bietjie ophou om te bewys wie ek is. Ek wil net ophou om te doen wat ek regtig graag wil doen. As ek in daai oomblikke van selfontleding ingaan, daai ongemaklike plekke van selfontleding ingaan, geliefdes, dan gaan ons besef, ek kan nie myself red nie. En in daai oomblikke kom die Here in ons lewens in om ons te vervorm. Dit gebeur so baie keer dat ons hierdie planne, hierdie geluksplanne vir ons eie lewe uitwerk. Planne waarin ons vreeslik tyd en aandag en geld baie keer spandeer, sodat ons eie begeertes sal floreer, sodat ons eie gedagtes sal seëvier, sodat ons eie wil die sterkste kan wees. En soms dwing daai oomblikke ons na plekke toe waar ons hard na onsself moet kyk. En besef, maar ek word dalk uitgenooi na 'n ander pad, waar ek nie net op my eie kragte staat maak nie. Waar ek nie net die hardste praat in my huis en in my hart nie, maar dat ek eerder myself wil oopmaak vir die werking van die Gees, sodat sy krag in my kan werk. Sodat hy die een is wat die calls maak in my lewe. En dit is waar ons vrede kry. Gelukkig is die mens wie se krag in U is, sê Psalm 84. Ek hou op om my lewe in my eie hande te dra en ek gee dit oor. Ek hou op om my eie begeertes van selfverheffing uit te dryf, my eie begeerte van aanvaarding, my eie beheer. Ek gee dit weg en ek leef deur die krag van God. My gebed vir elkeen van ons is dat ons in hierdie lydenstyd die uitnodiging sal aanneem na hierdie pelgrimstipe lewe. Maar deel van die voorwaardes en bepalings wat geld vir 'n pelgrimstipe lewe, is dat dit nie net 'n reguit lyn is wat jy een keer hoef te stap en vorentoe te beweeg nie. Ek lees iemand skryf, dit is meer 'n sirkelroete van genade. Elke keer wat jy leeg word, word jy weer gevul. Elke keer wat jy laat gaan, ontdek jy 'n nuwe lewe. Dis 'n volgehoue proses wat konstant moet plaasvind. Wat ons konstant vir mekaar moet sê, ek gaan ophou so styf vashou, want ek weet ek word reeds vasgehou deur iemand anders. Dit is wat met Petrus gebeur het, toe Jesus omdraai en hom aankyk. Hy het alles verloor wat hy oor homself gedink het. En juist daar ontdek hy, is hy alleen nie.
Dit is nie sy krag wat in hom leef nie. Dis 'n pad wat hy kan begin stap, wat van krag tot krag gaan, maar krag wat nie uit homself uitkom nie. Geliefdes, as ons op hierdie pad wil loop waar God ons krag gee, dan kom ons ook in 'n allerheiligste ruimte uit. Dan gaan ons ook in die Here se teenwoordigheid in. As ons op hierdie pelgrimstog gaan, weet ons nie noodwendig wat ons op die pad gaan kry, maar ons weet wat ons aan die einde gaan kry. Dis die ontdekking van die werklikheid van dit wat Jesus gedoen het. Die voorhangsel wat geskeur het. Dat ons nie meer in die voorhowe van die tempel hoef in te gaan om sy teenwoordigheid te beleef nie, maar dat ons nou reeds in sy tempel is, in sy tempel in ons. Ons ontmoet hom in ons harte en ons bevind hom. En as ons eers dit ontdek, wil ons vir altyd daar bly. As ons eers hierdie plek van tuiskoms ervaar in die Here se teenwoordigheid, sal niks anders ooit weer vir ons so tuis voel nie. Nêrens sal ons so by die huis voel nie. Ons kan in ons lewens allerlei goed doen wat op 'n stadium soos huis voel, maar ons eintlike ware tuiskoms in ons pelgrimstog is wanneer ons besoek, wanneer ons besef, ons soeke in hierdie lewe se wins is tydelik. Ons soeke is in God se krag. Ons vrede is in God alleen. Ek wil jou uitnooi, weer eens, om erns te maak met hierdie tog van Paastyd. Ek wil jou uitnooi om werklik waar te gaan soek in jou hart. Wat praat die hardste? Wie praat die hardste? Wat se spanning is daar? En wat kan jy voor die Here gaan lê? Ek hoop dat jy deur 'n ongemaklike vallei van Baka gaan, sodat die Here werklik met jou kan praat en jou werklik sal beweeg, sodat jy in sy teenwoordigheid tot rus kan kom en vrede sal ervaar. En daarom wil ek afsluit met die woorde wat Paulus bid in Efesiërs. En dat dit vir ons as pelgrims waar sal wees en waar sal word. Dat ons met krag versterk sal word. Om in die innerlike mens te weet Jesus woon in ons. Dat sy tuiste binne in ons harte gemaak sal word. En dat ons gewortel sal wees in die Here se diepe liefde en gegrond sal wees in sy vaste trou. Nou en vir altyd. Amen.